Hallo! Hoorie? Nou het ons al gelees van 'n klomp pla. Water en bloed en sprinkane en muggies en vliee en sere op die diere en sere op die mense. En toe daai verskriklike haalstorm, 'n boot, daar's omtrent niks oor nie. Al hulle het plat geslaan. Maar wat sê die farao? Nee, ek wil nie. Kom ons kyk wat gebeur verder. Moses en Aaron is toe na die farao toe, weer 'n keer. So sê die Here, die God van die Hebreërs, sê hulle vir hom: "Hoe lank gaan jy nog bly weier om voor my te buig? Jy moet dadelik my volk laat gaan, dat hulle my kan gaan aanbid. As jy aanhou weier om my volk te laat gaan, bring ek sommer môre 'n ram van sprinkane oor jou hele land. Kyk, wat aan die lykie weghardloop vir 'n paar hardloop ek my bene af vir 'n sprinkaan. Ek is so bang vir 'n sprinkaan, jy kan, ek sal worries kry. Imagine nou daar so baie sprinkaan. Ek kan nie eers vir een sprinkaan kyk nie. Never mind 'n swerm. Daar sal so baie sprinkane wees dat jy nie eers die grond onder hulle sal kan sien nie. Ek het nie eers woorde nie. Hulle sal elke kriesoukie groenigheidjie afvreet wat daar na die haalstorm oorgebly het. Daar het niks oorgebly na die haalstorm nie. Nou gaan hy sprinkane kom en nog alles afvreet op. Poeh. En jy weet, 'n swerm sprinkane as hulle eers deur 'n land is, daar bly niks oor nie. Nee, ek kreeg hulle eet 'n boom kaal in sekondes. Selfs die bome wat intussen weer begin uitloop het, sal hulle kaal stroop. Daar sal niks oorbly nie. Hulle sal oral in jou paleis en in jou huise van julle leiers en oor die hele Egipte kom. So ver as wat die mense kan terugdink, sal hulle nie kan onthou dat daar al ooit so iets gebeur het nie. Moses het toe sy rug vir die farao gedraai en is daar weg, sonder om hom te groet. Ja, ek sal hom ook nie groet as hy sê sprinkane kom nie. Die mense wat vir farao raad gee, het toe vir hom gevra: "Hoe lank moet ons nou nog met hierdie probleem sit? Laat tog die mansmense gaan, dat hulle tot die Here kan gebid soos wat hulle gevra het. U kan mos sien, Egipte is besig om tot nie te gaan." Die farao het toe vir Moses en Aaron laat roep. Hy sê toe vir hulle: "Nou goed, gaan tog en loop bid tot die Here julle God. Maar sê my, presies wie almal wil julle moet saamgaan?" "Ons almal," sê Moses vir hom. "Ons wil almal gaan met ons jong mense en ons ou mense, en ons seuns en ons dogters. Ons wil ook ons kleinvee en ons beeste saamvat. Ons wil almal saam met die Here 'n fees gaan hou." Hy sê toe vir hulle: "Die Here sal aan julle kant moet wees en julle help, voor ek julle die dag, julle almal en julle afhanklikes sommer so laat gaan. Dis duidelik dat julle 'n skelm plan in die mou voer. Niks daarvan nie. Net die mansmense kan gaan om tot die Here te bid. Dit is mos wat julle nog heeltyd bly vra het." Draai hy nou die storie om. Hy het toe vir Moses en Aaron daar weggejaag. En wat gebeur? Die Here het vir Moses gesê: "Steek jou hand uit en hou dit oor die hele Egipte, sodat die sprinkane deur die hele land kan trek. Hulle sal elke groenigheidjie wegvreet wat na die haalstorm oorgebly het." Toe Moses sy kierie oor die Egipte uitsteek, het die Here 'n oostewind oor die hele land laat waai, dwars deur die dag en ook deur die nag. En die volgende oggend het dit sprinkane oor die land begin waai. Die sprinkane het oor die hele Egipte versprei. Hulle het in groot swerms op alles toegesak. So iets het hulle nog nooit tevore en ook nie weer daarna gesien nie. Hulle het die grond toegemaak. Die Here het ons gesê dit gaan. Dit was sommer so donker oor die aarde. O julle, ek weet nie waar sal ek wegkry nie, maar ek kan nie 'n sprinkaan vuis nie. Ek kan nie. Dit was sommer so donker. Hulle het alles voor die voet weggevreet wat groen was op die grond en wat na die haal aan die bome oorgebly het. In die hele Egipte het daar nie 'n blaartjie aan 'n boom of 'n grasie in die veld oorgebly nie. Die farao het Moses en Aaron dringend laat roep. Hy bieg toe by hulle. Bieg is wanneer jy die waarheid praat. Hy sê, "Oké, ek erken nou. Ek erken ek het 'n fout gemaak. Ek het my misgis voor julle God en ook met julle.
vergewe tog my net hierdie een keer my fout. Gaan pleit by die Here julle God, dat hy asseblief hierdie dood van my nek moet afhaal. Ek sou gepleit het, kyk, as hy eers 'n sprinkaan val, sou ek al daar gewees het. Moses het vir die farao af weggegaan, en tot die Here gaan bid. Die Here het toe die wind van die see af laat omswaai, in 'n sterk westewind. Dit het al die sprinkane in die see van riete ingewaai. Dankie tog. So die sprinkane het uit die ooste uitgekom, en met die westewind weggewaai. Daar het nie 'n enkele sprinkaan in die hele Egipte agtergebly. Thank heavens. Die Here het egter weer die farao se hardkoppigheid die oorhand oor hom laat kry. Hy wou weer die kop gee om die Israeliete te laat gaan nie. Really? Hoe lank nou nog? Hoe lank? Okay, oukies. Kom ons bid, want ek is so bly hierdie sprinkaan is weg. Ek sê vir my kop juk skoon weer, as ek net dink daaraan. Alright, dan gaan toe, oukies. Dankie Here dat U in beheer is van alles. Maak nie saak of daar 'n haalstorm kom en of dit baie reën of nie reën nie. U bly altyd in beheer. Bly asseblief ook in beheer van ons lewe. Ons is lief vir U. Amen. Luister oukies. Jy moet nooit moedeloos raak nie, hoor jy? As jy voel jy raak so down en so hartseer, moenie bekommer nie. Die Here is by jou. Hy sal jou nooit ooit los nie. Jy weet wat, hy het nie die Egiptenaars 'n kans gegee is om teen hom te staan nie. Hy het nie die Israeliete vir 'n dag gelos nie. En hy los jou ook nie. Want jy is sy kind. 'n Spesiale kind wat deur hom uitgedink is en deur hom gemaak is. So onthou, die Here het 'n baie groot plan met jou lewe. En jy hoef vir niks bang te wees nie. Hoor jy? As jy bang is om weer terug skool toe te gaan of nie skool toe te gaan nie, maak nie saak nie. Die Here is by jou. Maak nie saak wat gebeur nie. Hy is in beheer van jou lewe. En as hy in beheer is van jou lewe, gaan dit met jou goed gaan. So onthou dit. Okay, môre aand lees ons verder van wat gebeur het nadat daai klop sprinkaan uit die land uit weg is. Wil nie eens aan dink nie. Okay, jy moet lekker slaap, hoor. Bye!